gou vir die geldjies. Dankie liewe Jesus vir elke sent wat ons kan terugbring, waar dit ook al nodig is, Here, laat dit gebruik word. Amen. Julle sit te ver, kom nader. Kan julle sien wat ek hier in die bakkie het? Wat's in die bakkie? Soos wat lyk dit? Lyk dit soos suiker? Ok, en vir jou lyk dit soos sout. Ja, hulle lyk nogal baie eners, né? Kyk aso. Suiker en sout. Ek moet julle sê, mens kry net 'n paar tipes suiker, maar 'n mens kry duisende tipes sout. Ek kry altyd so 'n bietjie lag as ek sien die Himalayan sout het 'n vervaldatum op die potjie, want ek dink die sout kan eintlik verval nie. Hy kan laf word, maar hy kan nie laf soos haha nie, soos in, dit smaak nie meer soos sout nie. Maar ek wil met julle praat, okay, kyk gou vir my of julle kan sien, watter kant is watter ene? Hulle lyk daarom baie dieselfde. Hoe gaan julle weet watter een is watter een? Deur te jou vinger nat te lek en dit daarin te sit en dit te proe. Wie wil so braaf wees? Wie gaan hulle vinger nat lek? Julle is almal pak. Ek gou, lek nat jou vinger. Wat een gaan jy vat? En wat is dit? Dis suiker. Okay. Nou my werk elke dag het te doen met suiker. Ek prik letterlik mense se vingers en druk 'n klein bietjie bloed uit en dan toets ek hulle suiker. En my masjienkie wat ek het is so cool. Hy kan toets wat jou suiker nou is en jou gemiddelde suiker van die afgelope 3 maande. Kan hy sê hoeveel was jou suiker vir 3 maande? Nou as jy mense in die Bybel lees jy baie van die siekte melaatsheid. Het julle al ooit iemand ontmoet wat melaatsheid het? Dis wanneer die senuwees in jou liggaam gaan dood, né? En dan val jou vinger af. Senuwees van jou neus gaan dood en dan jy weer kyk in die spieël en jy het nie meer 'n neus nie, hy het afgeval. Woep, weg is jou neus. Maar ek dink as die Bybel vandag moes geskryf word, né? Het hulle net gepraat van diabetes. Weet julle wat is diabetes? Die ou mense het gesê ek het 'n bietjie suiker, maar dis nie 'n bietjie suiker nie. Dis wanneer jou liggaam nie die suiker kan verwerk en dit oorskakel in energie nie. Dis diabetes. En diabetes het ook 'n siekte wat maak dat die senuwees in jou liggaam doodgaan. Jou voete gaan dood, jy kan later nie meer jou voete voel nie. Jy kan jou voete seer maak en dan kan jy nie, dit word nie gesond nie, maar jy weet nie eens het jou voete seer gemaak nie. Ek moet nou vir julle iets vertel om Jaco, het 2 jaar terug sy toon gebreek. Die bene deur sy toon gesteek. Hy het nie geweet hy het sy toon gebreek nie, want om Jaco se diabetes, hy kan niks in sy voete voel nie. Maar wat ek vir julle wil sê is, die rede kom ek vir julle nou hierdie gewys het, is, sien julle dat die sout en die suiker lyk baie dieselfde. Die Here sê nie ons is die suiker van die aarde nie. Hy sê ons is die sout van die aarde. Suiker doen baie skade. Jou tande kan vrot. Jy kan vet word. Jy kan baie siek raak van suiker. As mense siek is, die eerste ding wat my dokter vir die pasiënte sê, al het jy griep of iets, hy sê los al jou suiker, want suiker is die vyand van om iets gesond te maak. Weet julle wat gee die dokters by die hospitaal sodra jy opgeneem word? Die eerste ding wat hulle vir jou gee is soutwater. Is Seilan, jy's 'n slim kind. Want sout genees. Ons het sout nodig. Matteus 5 vers 13 sê, julle is sout wat smaak moet gee aan hierdie smaaklose wêreld waarin almal in sonde leef. Ons is die sout, ons gee smaak. Die Here wil hê dat ons moet die mense wees wat ander mense nodig het. En ons moet hulle laat besef dat wat hulle nodig het is Jesus. Jesus moet die sout wees. Hy maak ons gesond. Hy maak ons beter. Hy maak alles in ons lewe soveel beter. Ons moet nooit die suiker wees nie. Nie al die happy times, die good times. Die good times en die happy times maak dit ons tande vrot. Maak dit ons siek word. Ons moet die sout wees. Dit wat mense nodig het. Wat het mense nodig? Jesus. Wie moet hulle vertel? Ons. Ons moet die sout wees wat smaak gee aan 'n smaaklose wêreld. Ek hoop julle onthou dit. Die duiwel het altyd 'n counterfeit. Counterfeit vir sout is suiker, ongelukkig. Okay.
bly weg van die suiker. Julle moet 'n mooi dag hê verder. Is klein seun wat amper 3 is, hy hardloop oral, maar sodra hulle 15 word, dan loop hulle so. Ek weet nie wat het gebeur nie, het is net asof hulle niks meer vinnig kan doen. Ek sing vir julle 'n gunsteling lied wat Tannie Linda seker vir my geleer het toe ek 12 of 13 jaar oud was. Tannie Linda, hoeveel jare speel jy al vir my hierdie liedjie? Die liedjie is vir my baie spesiaal. Ek sing dit met liefde vir julle. What shall I give thee, Master, thou who didst die for me? Shall I give less of what I possess, or shall I give all to thee? Jesus, my Lord and nou is die keel van die noot af. Ons begin van voor af. Dan vat wat die noot hê. Dan kan ek maar die note kry. Sien julle ek het hom te lank terug gesing. Nee, dis nie hy nie. Wag dan die Linda, dat ek eers die ding kry. Sorry julle. Duidelik word ek ook nou oud. Ek vergeet nou al die liedjies se wysie. Okay. Ons begin van voor af. What shall I give thee? Shall I give less of what I possess, or shall I give all to thee? Jesus, my Lord and Savior, thou hast given all for me. Thou didst leave thy throne above to die. Shall I give thee
Baie dankie, mooi Heidi. En ek moet dan sê dat hierdie 3 meisies vanmôre hier voor, ja, julle sing dan maar mooi saam, julle 3 hoor. En dan daai ek het so teruggedink vanmôre, toe ek nog klein was in die Sabbatskool. En dit het regtig 'n blywende indruk gemaak op my. Ek onthou nog my Sabbatskool onderwyseres Tannie de Tooy. 13de Sabbat. Elke 13de Sabbat was dit ons kinders. Dan het ons so op 'n ry gestaan en dan het ons al die tekste opgesê van die van elke lesstudie. Elke kind kry 'n teks om te sê. En ek onthou nou nog een teks wat by my uitgestaan het, wat ek geleer het is: eer aan God in die hoogste hemele, vrede op aarde en die mense welbehae, Lukas 2 vers 14. So daar agter word karakters gekweek. Mooi so, Ananda. Jakob het op bevel van God Paddan Aram verlaat om terug te keer huis toe. 'n pad wat hy 20 jaar tevore bewandel het, toe hy nog vir sy broer gevlug het. Vir hom en sy huishouding was daar nou baie gevare op pad huis toe. Maar die grootste benoudheid wat toe hy verneem het dat sy broer Esau om tegemoet kom met 400 gevaarlike manne. Om sy huishouding en sy huismense te beskerm, stuur hy hulle deur die drif ander kant die Jabboksrivier, en nou is hy alleen dis kant die rivier. Om middernag was Jakob in ernstige smekinge en trane oor sy sonde van die verlede, toe 'n sterk hand hom in die donker te gryp. Hy dink is die vyand, en in die donker worstel hy nou met hierdie man. Geen woord word gespreek nie, en hy span al sy kragte in, sonder om 'n oomblik toe te gee, en hierdie worsteling duur voort tot dagbreek toe. En toe die man sien dat Jakob kon nie oorwin word nie, slaan hy hom op die heebeen, sê die skrif, sodat sy heebeen uit lid geraak het in die worsteling met hom. En nou was Jakob onmiddellik krepeel met geweldige pyn. Maar steeds weier Jakob om hierdie man te los. Maar hy besef ook nou hy te doen met die bo-menslike. En boetvaardig en gebroke kleef hy nou aan hierdie man vas. Hy hou, hy wil nie los nie. En Jakob sowat hierdie man om hom te seën. Hy wou die versekering hê dat sy sonde vergewe is. Die man probeer hom bevry, maar Jakob hou. Laat my gaan, want die dag het gebreek, het die man gesê, maar Jakob antwoord, ek sal u nie laat gaan voordat u my nie geseën het nie. Ellen White skrywe, sy sê as dit spoggerige, verwaande selfvertroue was, dan sou Jakob onmiddellik gesterf het.
maar dit is die versekering van iemand wat sy eie onwaardigheid bely en deur nederigheid en berou en selfoorgawe het hierdie sondige, dwaalende sterfling die majesteit van die hemel oorweldig. En as bewys dat hy vergifnis ontvang het, is Jakob se naam verander. Sonde wat hom herinner het na een wat nou die oorwinning behaal het. Sy naam is verander van Jakob, die onderkruiper, na Israel, die oorwinnaar. Die krisis van sy lewe was nou verby. Twyfel, verleentheid en selfverwyt wat sy lewe versier het, was nou alles verander. En die versoening met God was nou vir hom soet. En nou was Jakob nie meer bang nie. Intussen het die Here 'n engel gestuur na sy broer Esau met 'n boodskap dat hy Jakob geen leed moet aandoen nie. En uiteindelik het die twee broers na 20 jaar weer ontmoet. Esau, die owerste oor Israel, oor die woestyn, en Jakob, die man van God. Jakob, die patriarg, het nou op sy staf geleun toe hy die soldate tegemoet gaan. Hy was bleek en vermink as gevolg van sy onlangse stryd. Dit was pynlik en langsaam het hy beweeg, maar daar het 'n vrede en 'n blydskap uit sy gesig gestraal. Jakob se ervaring en sy worsteling en angs is 'n sinnebeeld van die beproewing wat ons voor Jesus se koms sal moet deurmaak. Maar ek gaan nie vandag praat oor die eindtyd benoudheid wat vir die kinders van die Here voorlê nie. Miskien op 'n later stadium. Nee, nadat ek weer gelees het van Jakob se nag van benoudheid, het dit my getref dat almal van ons ook op die een of ander tyd in ons leeftyd 'n nag van benoudheid beleef. Ek ken mense wat groot benoudhede deurgemaak het. Ek weet ook van mense wat heiliglik met 'n ernstige worstelstryd deurmaak, 'n ongekende tyd van benoudheid wanneer hulle na God roep. En in die Bybel het ons voorbeelde van die profete en die apostels en die Christene deur die eeue heen wat ook swaar tye van benoudheid beleef het. Dink aan Jakob, aan Job se benoudheid. Die Satan het hom gestroop van alles, van sy besittings, van sy kinders, van sy gesondheid. Toe tref hy hom met bose swere van sy kop tot sy tone. Sy vriende het hom in hierdie tyd van sy benoudheid verlaat. En sy vrou was nie juis 'n bemoediging nie. Vriende, dit kan baie maklik gebeur dat op 'n sonnige en 'n voorspoedige dag, wanneer alles baie goed gaan, jy swaar getref kan word deur 'n benoudheid, 'n werkloosheid, 'n finansiële krisis, 'n dodelike siekte. En wanneer jy nie meer jou maandelikse kostes kan bybring nie, wanneer daar nie kos op die tafel is nie, jou huis, jou motor, alles waarvoor jy in 'n leeftyd gewerk het, verloor jy.
En dan boonop dreig die welsynswerker om die kinders in die kinderhuis te plaas. Baie van ons ken nie hierdie soort stres en benoudheid wat sulke mense verstaan nie. Maar as predikant het ek baie hiermee te doen gehad. En dit kan oornag gebeur met enige een van ons. Op 'n tyd wanneer jy dit nie verwag nie, kan 'n ernstige siekte jou tref en 'n benoudheid aan jou siel kleef wat jou lewensvreugde steel en jou lewenspad heeltemal in 'n ander rigting dwing. Ek het al by siekbeddens gestaan waaruit eens lewenslustige, gesonde mense nie weer opgestaan het nie. En tog het sommige siek mense in hulle nag van benoudheid met God geworstel en hulle lewens weer hervat. Geloof en vertroue is die moeilikste wanneer daar geen sigbare bewyse is nie. Wanneer ons wag sonder om enige vooruitsigte te sien, wanneer omstandighede presies dieselfde lyk as gister of die verlede, maar die skrif sê dat die Here is aan die werk, en selfs wanneer ons dit nie kan sien nie, selfs wanneer dit lyk asof niks gebeur nie, selfs wanneer ons in die versoeking kom om te dink dat God ons vergeet het, is die Here aan die werk. Dit was vir Job 'n verskriklike tyd van benoudheid, maar hy het sy God geken, en daarom kon hy in vertroue uitroep, my verlosser leef. Selfs Jesus het sy tyd van benoudheid gehad. Voor hom was die krisis van Golgotha. En in die nag in die tuin van Getsemane worstel hy, omdat sy siel tot die dood toe bedroef was. En in sy benoudheid bid hy 3 keer, Vader, as dit moontlik is, laat hierdie bitter beker by my verbygaan. Maar dit was nie moontlik nie. En tog het Jesus na daardie intense worsteling van sy knieë af opgestaan en aan die kruis uitgeroep, dit is volbring. En die engele het hande geklap. Dink aan Petrus se siel, sy sielewroeging. Toe die aankraai, het Petrus Jesus 3 maal verloon. Die skrif sê dat 'n verskriklike droefheid het hom oorval. Wat het Petrus gedoen in sy geestelike tyd van benoudheid? Hy het hom gehaas na Getsemane, na die plek waar Jesus kort tevore geworstel het. En daar in die nag van sy benoudheid het hy op sy knieë sy hart uitgehuil. Het julle opgelet dat hierdie 3 voorbeelde wat ek gebruik het nou, van mense sowel as Jesus, het die stilte van die nag verkies om met hulle benoudhede te worstel. Waarom? Omdat hulle alleen met God is. In die nag is daar nie steuringe nie. Dis net die stilte. Jy en alleen met God. Dis uiteindelik wat my oorbly. Jy en alleen met God. Nou 'n tyd van benoudheid is nie tydgebonde nie. 'n Tyd van benoudheid kan kort wees, dit kan lang wees. Dit kan uitgerek wees.
Dis nie tydgebonde nie. Op 'n dag het ek een van ons afgesonderde lidmate in Touwsrivier besoek. Sy het my haar lewensverhaal vertel. Dis 'n hartseer storie. Dit was vir haar 'n lang uitgerekte tyd van benoudheid. Sy het in 'n liefdelose huis groot geword en haar pa het haar gemolesteer. Sy wou pad gee uit haar ouer huis uit en het met die eerste man getrou wat haar liefde gegee het, wat sy nie in haar huis ontvang het nie. 8 kinders is uit hierdie huwelik gebore. Maar sy het gou uitgevind dat sy met 'n werklose dronkaard getrou het. Hy het so gesuip dat hy die horries gekry het. Een nag het hy hulle gehuurde huis met meubels en als afgebrand. Hy flankeer met 'n getroude vrou en hy ontken dat die 8 kinders syne was. En toe verdwyn hy vir 'n jaar lank. Daar sit sy met 8 kinders sonder kos. Mense was bevooroordeeld en het haar beskuldig dat sy net so sleg is soos haar man. Sy het in 'n sloot gelê en die mense het op haar getrap. Sy klop toe by haar kerk aan vir hulp en die predikantsvrou laat haar vir 2 ure in die voorportaal laat wag in die koue voordat sy haar te woord staan. Uiteindelik het die welsynsbeampte vir haar coupons gegee, maar die beampte het toe saam met haar na die winkel gegaan en vir haar gewys wat sy mag koop. Haar selfbeeld was in flarde. Later kry sy 'n werk met hulle salaris genoeg om die kamers te betaal wat sy van haar werkgewer gehuur het. Sy het skaars voedsel vir haar kinders. Haar tyd van uiterste benoudheid. Sy stuur haar kinders skool toe sonder toebroodjies en sy sê vir hulle, julle moet julle verbeel dat julle nie honger is nie. Eenmiddag bid sy vir kos. Toe die kinders van die skool afkom, is die tafel oorlaai van voedsel. Die AGS kerk het vir haar voedsel gebring. Sy bid weer en na 3 dae besoeke kolporteer haar. 'n ene Oendal. Hy besoek haar weer en skryf haar in vir die Bybelkursus by die Stem van Profesie Bybelskool. En sy omhels Jesus en die waarheid, die adventwaarheid. Intussen het haar man nou weer teruggekeer. Nou belet hy die kinders om kerk toe te gaan. Hy jaag almal van die huis al weg, van die kerk wat haar besoek. Een môre tydens die erediens kom maak hy moles by die kerk en sy moet haar kinders in die doopbak wegsteek. Voor haar man se dood het hy probeer vergoed wat hy haar aangedoen het. Sy het hom swaar en wreed sien sterf. Hy het gesterf soos hy geleef het. En nou was sy alleen. Die kinders is almal uit die huis uit. Geen finansiële voorsiening was vir haar gemaak nie. Maar een van haar seuns het toe vir haar 'n pragtige huisie gekoop. En alles wat sy nodig het, en selfs 'n ou motortjie, sodat sy kan kerk toe gaan. En na 'n stormagtige lewe, 'n lang uitgerekte tyd van benoudheid, het sy nou net na die stilte verlang, om naby haar eiland te wees,
wat haar deur hierdie lang uitgerekte tyd van benoudheid gedra het. Vriende, die goeie nuus is dat ons tye van benoudheid kom gewoonlik op die een of ander tyd tot 'n einde. Hoor wat sê Jesus: Julle sal bedroef word, maar julle droefheid sal in blydskap verander. 'n Vrou kry swaar wanneer haar tyd gekom het vir haar kindjie om gebore te word, maar wanneer die kindjie gebore is, dan dink sy nie meer aan die pyn nie, want sy is so bly, haar babietjie is gebore. Net so is julle ook nou bedroef, maar as ek julle weer sien, sal julle harte vol blydskap wees, en niemand sal hierdie blydskap van julle wegneem nie. Ellen White skryf, God laat toe dat mense beproef word, sodat hulle self deur standvastigheid en gehoorsaamheid geestelik verryk kan word, sodat hulle 'n voorbeeld kan wees en 'n bron van krag vir ander mense. Dis juis hierdie beproewings wat ons geloof die meeste tuister en dit laat voorkom asof God ons verlaat het, dat dit bedoel is om ons nader aan Christus te bring, sodat ons laste aan sy voete kan neerlê en die vrede kan hê wat hy vir ons daarvoor in ruil gee. Ek het ook my tyd van benoudheid gehad, soos ek gesê het, op die een of ander tyd het ons maar almal ons tyd van benoudheid. As jy dink, jy het hom nog nie gehad nie, hy kom. Toe COVID-19 die wêreld tref, was ek hard geslaan. Mense het om my gesterf. Ek was tot die dood toe siek. Vir dae en nagte het ek kragteloos en amper leweloos aan die bed gelê, en in die nag net my hand opgesteek, gesê, Here, help my. In so 'n tyd van benoudheid is dit net jy en jou God. Jou huismense kan jou versorg, maar hulle kan ook maar net toekyk hoe die siekte jou energie tap en jou lewe uit jou probeer pers. Wie kan help? En in die nag het ek gebid soos Dawid, verlos my, o God, want die waters het tot by my siel gekom. Ek sink in grondelose modder, waar ek nie staanplek het nie. Ek het in waterdieptes gekom en die stroom loop oor my. Ek is moeg geroep, my keel brand, my oë versmag, en ek wag op my God. Tye van benoudheid. Eendag, tydens hierdie dodelike siekbed, maak ek my oë so op 'n skreefie oop. En aan die een kant van die bed sien ek die engel van die dood. En aan die ander kant sien ek Veronica met my testament. Toe besef ek, sy het my net getrou vir my geld. Sy het my laat dinge teken waarvoor ek nou nog nie van seker is nie. Vriende, op 'n een of ander tyd beleef elkeen van ons 'n tyd van benoudheid
En dit berei ons voor vir die storms wat nog op pad is vir hierdie wêreld, die ware tyd van benoudheid wat nog gaan aanbreek. Dis in die diep waters waar ons leer swem. Dis die opdraandes in hierdie lewe wat ons fiks maak. Dis die vasklou wat ons sterk maak. Dis die uithou wat ons wenners maak. Dis die geloof in die almagtige God wat ons deur die storms en die benoudhede van hierdie wêreld vat. En tydens ons benoudheid moet ons moed hou. Ons moet vorentoe kyk. Soos iemand gesê het, die vooruit van 'n motor is baie groter as die triespieeltjie. In Jeremia lees ek dat ons moet leer om sterk te staan in hierdie tyd waarin ons nou lewe. Hoor wat sê Jeremia. Hy sê as ons nie nou met die voetgangers kan byhou nie, hoe sal ons byhou wanneer die perde hardloop? As ons nie nou die probleme van hierdie lewe kan hanteer in 'n land wat redelik vredevol is nie, wat sal ons doen as die oorlog uitbreek? Na my skrikwekkende siekbed het ek saam met Dawid getuig. Gister was daar trane, maar vandag lag ek alweer. As predikant het ek baie mense teëgekom met groot benoudhede. Maar een wat my die meeste geaffekteer het, is my kleinseun. Jean-Pierre, hy was 7 jaar lank ernstig siek. En ek het saam met hom die pad geloop tot sy dood toe. Uiteindelik het die tyd aangebreek dat ons hom moet laat gaan. En teen die einde van sy lewe het hy by ons gebly vir sy mediese behandeling. En een aand hoor ek en Veronica hom bid. Hy staan op sy knieë. Hy sê, Here, waarom straf U my so? Dit was die hartseerste woorde wat ek in my lewe gehoor het. Hy was 'n groot benoudheid. Hy het nie net erge pyn gehad nie, maar die dokter het vir hom daai dag gesê, jy hoef nie meer terug te kom nie. As niks wat ons meer vir jou kan doen nie. Hoe aanvaar jy so doodsvonnis? Daar was net een uitweg. 'n Jakob worsteling alleen met God. En daardie nag was ek heel nag in gebed met God. In my nagtelike ure het ek vir hom ingetree. Wie jy kom op 'n plek dat jy so siek en swak is, dat jy skaars kan bid. En dan het jy iemand nodig
wat vir jou kan intree. Jy het 'n gemeente nodig wat vir jou kan intree. Want jy is selfs te swak om te bid. My smeekbede was vir ons as 'n gesin en in besonder vir sy ouers wat nie 'n antwoord het op die vraag: waarom? Waarom? En dit is wat die mensdom uitroep. Here, waarom? Vroeg in die môre, met dagbreek, het ek berusting gekry en aanvaarding van die dinge wat ek nie verstaan nie. Maar ek kon dit net verkry het deur my jag, deur my nag van Jakob worsteling. 'n nag alleen met God. 'n Bybelteks het vir my nuwe betekenis gekry as ook 'n antwoord. Die skrif sê dat die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here. Hierdie teks sê dat as gevolg van sonde gaan JP sterf en ons almal gaan sterf. Maar terselfdertyd die belofte van die opstanding uit die dood in 'n ewige lewe. Ek besef JP moes gaan slaap en dat ek baie na hom sal verlang, maar dat ek hom weer sal sien. Die skrif sê, al die pyn en die benoudheid wat JP en wie ook al moet deurmaak, hoe straf dit ook al is gering in vergelyking met die algehele vervulling van die toekomslewe saam met Jesus. Aanvaarding en berusting word net gevind in die binnekamer. Jy kan vir mense vra en vir hierdie predikant vra, help my om aanvaarding te kry, help my om berusting te kry. Mense kan dit nie vir jou gee nie. Jy vind dit net alleen in jou Jakob worsteling met God. Ek het daardie môre van my knieë af opgestaan en ek het my seun se hand gevat vir die pad vorentoe. En ek het hom begrawe. Maar die goeie nuus is, of jy nou in jou tyd van benoudheid gaan oorleef, en of jy nou in jou tyd van benoudheid gaan sterf, die belofte van Jeremia staan vas. So sê die Here, ek hoor angskrete, daar's vrees en geen vrede nie. Gaan kyk self, vra gerus, kan 'n man 'n kind in die wêreld bring? Waarom sien ek dat elke man met sy hande op sy maag staan soos 'n vrou wat wil kraam? Waarom is elke gesig doodsbleek? Daar wag ellende. Dis 'n vreeslike dag sonder gelyke. Dit is 'n tyd van benoudheid vir Jakob, maar hy sal daaruit verlos word. Dis die belofte. Hoe sal ons verlos word?
Vir die wat hulle benoudheid oorleef, staan daar geskrywe, al gaan ek ook in 'n dal van doodskaduwee, hou net vas wat jy het totdat Jesus kom. Vir die wat tydens hulle benoudheid sterf, staan daar geskrywe, salig is van nou af die dode wat in Jesus sterwe, sodat hulle tot rus kan kom, totdat Jesus hulle kom haal. En dan sal God al die trane van hulle oë afvee en daar gaan geen dood meer wees nie en ook droefheid en geween en moeite en benoudheid sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan. En hy wat op die troon sit het gesê, kyk, ek maak alles nuut. En hy het vir my gesê, skryf, hierdie woorde is betroubaar, dit is waaragtig. En na al ons trane, en na al ons benoudhede hier op aarde, eindig dit tog alles mooi by die oospoort. Sal ek dit weer sê? En na al ons trane en benoudheid hier op aarde, eindig alles tog op die ou end baie mooi. Die storie eindig baie mooi in die nuwe Jerusalem. Hou moed. Hou moed.
mag die liefde van ons hemelse Vader en die genade en goedheid van ons Here Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees sy met u almal tot op daardie dag wanneer ons Jesus sal sien kom. Dank ons u in Jesus se naam. Amen en amen.